die nuwe direkteur van rugby. Ek kom van Stellenbosch Universiteit af, ek daar gestudeer, op maties begin afrig, toe 'n paar draaie gery, ek was in Ierland gewees, Indië gewees, Wallis gewees, 4-5 jaar by die Bulls gewees, maar in my tyd wat ek by die Blou Bulle was, het ek in daai 4 jaar ook by Garsfontein betrokke gewees by verskeie spanne, so ek het eintlik al 'n paar jaar betrokke aan en af by die skool. Ou moet so naby as moontlik kom om dit wat in plek is volhoubaar te maak. So ek dink 'n ou moet baie moeite begin gee aan jou laarspanne om seker te maak dat jy hierdie skool die regte stelsel het. Ek dink ons het laas jaar 6 SA skole spelers gehad en ek dink soos die seisoen aangegaan het en hulle het minder gespeel, besef hoe belangrik is dit dat jy al jou spanne gelyke aandag moet kry en dat jy moet baie ontwikkeling doen in al jou spanne. So ek dink vir ons uitdaging is om te bly waar ons is, te bly kompeteer in die liga waar ons is, te bly kompeteer op die Noord-Suid, die Wilde Klawer, daai toernooi. So ek dink dis een van ons grootste uitdagings. Ek dink almal weet hoe kompeterend rugby nou is, veral op skole vlak. Ek bedoel, alle skole streef om bo te wees. Verskeie skole direkteurs rugby, hoof van kondisionering, hoof van bemarkers, werwers. So ek dink die mark nou vir skole rugby, ek dink is die kompeterendste wat ooit was. En ek dink dit gaan net sterker en sterker en meer kompeterend word. Ek het laas jaar by die eerste span gehelp, so by die huidige oomblik rig ek by die onder 14s, 15s, 16s en met die eerste span af. So my benadering is klein bietjie anders. Ek wil kyk hoe baie ek kan buitekom, hoe baie ek met die spelers kan werk. So ek sien my rol as direkteur afrigting, as ook direkteur rugby, so ek probeer bitter baie in die afrigting kapasiteit 'n rol speel. So individuele sessies met spelers, span sessies met backs, met forwards, so ek probeer soveel as moontlik buitekom en kinders probeer beter maak. Die nuwe direkteur van rugby by die Bulls, Jake White, het ook vir die Garsies 'n spesiale boodskap. Welkom in my huis. Ek is nou in Hermanus. Dis waar ek nou vir die lockdown gaan wees. Hoopelik gaan dit nie te lank bly nie, dan kan ek Pretoria toe trek. So van my kant af, van Jake White af, wil net vir almal sê, jy weet, van die Bulle se kant af, hou moed, sterkte manne. Weet, dis maar moeilike tye. Ek hoor dat die onder 16, onder 18 spanne hard gewerk het deur hierdie tyd en hulle werk nog steeds hard om hulle self voor te berei vir die Grand Como week en vir die Craven week. Ja, ek het nou met Willem Strauss, ons president, gepraat en hy is seker, al is daar nie Craven week of Grand Como week, gaan hy enige iets doen en alles doen wat hy kan doen van die Unie se kant af om seker te maak daar's wedstryde vir julle seuns. Al is dit teen Laagveld of die Leeu's of die Pumas, miskien Oploftes ook wat gaan lekker wees. Nick Berryson, direkteur van Seunshokkie, het ook vanaand vir julle 'n boodskap en hy roep ook aan herinnering sy hoogtepunte in sy loopbaan by Garsfontein. Daarna, ons direkteur van dogtershokkie, Charlene Johnson, het ook vir julle 'n boodskap en sy vertel ook wat haar hoogtepunte was in haar loopbaan by Garsfontein. Evening Retief. It's very difficult to choose exactly one moment or one highlight. You know, as a school and on the Astro, we've had so many brilliant highlights. But if I had to choose one, it would be winning the Northerns Cup this year with the first team. We lost our first game against St Albans, played some brilliant hockey, just didn't take our chances. Bounced back really well against Centurion. In the quarter-final, we were excellent. We won again in the semi-finals. We were 2-1 up with about 8 seconds to go, and they managed to score, which meant it went to 8 seconds penalty shootout. We won that on sudden death. So we played Pretoria Boys High in the final at Pretoria Boys High, so on their home turf, and we managed to win it 3-0. The guys definitely saved their best performance for the final, so that would have to be my highlight.
As ek moet terugdink aan 2 historiese oomblikke in dogtershokkie geskiedenis, dan is daar 2 jare wat uitstaan. Dit is 2012 en 2018. In 2012 het ons geskiedenis gemaak deur vir die eerste keer die Noordval toernooi te kon gewen het met ons eerste span. Dit was 'n besonderse dag want ons het nie net die Noordval toernooi gewen nie, maar op Menlo Park se tuisgronde het ons vir Menlo Park en vir Waterkloof van die semifinaal en die finaal gewen. Ek dink ek sal ooit die doodsnikke van daai finaal kan vergeet nie. Ons was 1-0 op gewees en daar was net 'n paar oomblikke oor gewees in die wedstryd. En ons het 'n teenaanval teen ons gehad en ons moes net hierdie een oomblik verdedig. En die doelwagter het dit letterlik 'n kop toe gevat en die bal uitgedeflekteer met haar helmet en het oor die doelkas geskiet. En sy het op die einde van die dag die wedstryd gered en ons het die Noordval gewen vir die eerste keer in ons skool se geskiedenis. En ek dink wat daai jaar so besonders gemaak het is nie noodwendig net die wen as sulks nie wat fantasties was, maar wat dit vir ons program in die toekoms sou beteken het. Dit het veroorsaak dat ons in 2013 genooi was na die St. Mary's Waverley Festival toe, by die onder 18 nasionale toernooi is. Dit is die grootste hokkie toernooi in die land. Dit is top 32 hokkie skole en niemand het ons 'n kans gegee om enigiets reg te kry daardie jaar of enigstens voor dit nie. En ons het 8ste geëindig uit die top 32 skole. So van daar af het ons program net begin bly groei van sterkte tot Kriekie van Wyk, ons onder 16A hokkieafrigter, sy deel 'n paar geheime oor oefeninge wat jy kan doen gedurende hierdie tyd van lockdown. Om die huis hardloop, as jou erf groot genoeg is, jy kan ook selfs in die huis hardloop, soos kort sprints doen. As jy touspring het, kan jy touspring vir 30 minute, of jy ten minste 5 minute spring, 'n paar minute rus, 5 minute spring, 'n paar minute rus. Jy kan op die spot hardloop, hoë knie doen, buiteskop, side shuffles doen. Jy kan ook goed in die huis gebruik om te gym, soos waterbottels wat gevul is, meelsakke en al daai tipe dinge. Maak ook seker dat jy vir jou 'n quarantraining partner kry. Dis altyd goed om saam met iemand te oefen wat jou kan motiveer. Dan nog iets wat ek vir julle kan sê wat gesond kan wees vir julle tydens die lockdown is om seker te maak jy eet gesond. Maar as ek nou eerlik met julle kan wees, ook om 'n gebalanseerde lewe te hê, want dit is ook nou maar elke nou en dan goed om ietsie soets in te neem. So moenie jouself straf in terme van dit nie, maar maak seker jy eet gesond, maak seker jy kry jou groentes in en jou vrugte en al jou vitamines wanneer jy opstaan. En dan ja, stay safe, stay cool en ons sien julle gou weer wanneer die skool begin. En dan net 'n laaste ding, girls. Ietsie wat jou lewe heeltemal sal opkikker, maak seker jou sussie kry 'n kind as hulle oud genoeg is, want hierdie willetjie maak dit baie maklik tydens die lockdown. Bye bye, garsies. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chasing, all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every Burger Lamprecht is een van ons legendariese oud-garsies. Hy bly tans in Amerika en hy het vanaand vir die garsies 'n spesiale boodskap.
Cherise Willett is ook 'n oud garsie en hierdie jaar het sy die Kaapse fietstoer gewen. Ons luister na haar onderhoud na afloop van hierdie wedren. Hallo almal, Burger hier. Ek is in die middel van Nebraska en dit is 'n heerlike warm dag. My hoogtepunt van my hoërskoolloopbaan was toe ek 4de gekom het by die Wêreld Jeugkampioenskappe in gewigstoot en dit het die deur oopgemaak vir my om in Nebraska en beurs te kry. En so toe het ek hiernatoe gekom en my hoogtepunt tot dusver hierso was toe ek 'n silwer medalje gekry het by ons conference kampioenskappe wat nogal 'n groot ding is hierso. En ek was hierdie seisoen 11de gerank in die land vir gewigstoot. En ek oefen op die stadium om hopelik ek het 'n klein kans om dalk miskien volgende jaar na die Olimpiese spele te gaan omdat dit nou aangeskuif is. En dan laastens is ek ook verloof nou aan die wonderlikste vrou in die wêreld en ek so opgewonde. Groete daar. Okay, so our master plan going into this race was to come into the line with three teammates and just really try and have an aggressive race, and I think that we accomplished. Up Chapman's Peak, it was actually 4 of us that got away, and I thought that might be the move, but unfortunately we got pulled back. Coming into the line, I was a little bit uncertain. I did know that it was a headwind. I think I kicked about 5 times, and if you look at the video, it was actually all of us in the saddle sprinting, because that is how long the finish line felt. Johan Vermeulen, een van ons kondisioneringsafrigters by rugby, het vir ons rugby seuns 'n spesiale boodskap in hierdie tyd van lockdown. En daarna die legendariese Garsie Beer legende Ambrose Papier, Bulls en Springbok. Hy het ook vanaand vir julle 'n spesiale boodskap al die pad uit die Kaap uit. Hallo almal, as 'n strength and conditioning coach word ek dikwels die vraag gevra, hoe bly ek gekondisioneerd wanneer ek nie toegang tot 'n gimnasium het nie? Dit is 'n baie maklike vraag om te antwoord daar. Jy het slegs 3 goed nodig. Nou as 'n garsie kan jy nie jou dag begin as jy nie jou fiksheidhandleiding vat en jou dag met dit begin nie. Hierdie boek motiveer jou, hierdie boek gee jou hoop. Dit sê vir jou, dit maak nie saak hoe jy die wedloop begin nie, maar hoe jy die wedloop gaan eindig. Tweedens is jy moet besef dat jou liggaam is jou mobiele gimnasium. Okay, met jou liggaam kan jy enigiets wat jy in 'n gimnasium doen, kan jy met jou liggaam doen. So jy kan enige sprong, jy kan lunges doen, jy kan squats doen, jy kan push-ups doen, jy kan pull-ups doen, jy kan rolle doen, jy kan sprong, jy kan enigiets doen. Al wat jy nodig het is omtrent 'n oppervlak area of 'n spasie van omtrent so 5 by 5 meter. En in daai spasie kan jy enigiets gaan doen. So gaan kyk na jou sportsoort, gaan analiseer die tipe bewegings wat jy daar het en gaan doen dit in daai spasie, daar in jou tuin, daar by die plaas, daar waar jy nou dalk by die see sit en goed is, en maak gebruik van jou liggaam om jou liggaam in shape te hou, gekondisioneerd te hou. En dan natuurlik laastens moet 'n garsie 'n goeie ondersteuningsnetwerk hê. Dit is jou gesin, dis jou ouers en jou vriendekringe, want dit is hulle wat jy motiveer en dit is aan hulle aan wie jy aanspreeklik moet wees. Ek hoop ons sien mekaar binnekort en ek kan nie wag om weer saam met julle op die veld te wees nie. Hallo julle, Ambrose hier. Hoop dit gaan goed met julle. Ek weet dit is nou baie moeilike tyd en die virus, en ek dink dit sal binnekort weer normaal wees en alles sal weer goed gaan. So ek wil maar net sê, geniet die tyd met julle familie en bly maar agter die boeke. Cheers. Karen Strauss, ons direkteur van Netball, haar hoogtepunte met ons deel wat sy beleef het in haar tyd by Garsfontein. Daarna het ons vir julle groot verrassing, en dit is 'n spesiale boodskap van Janie Berg, een van die beste netbalspelers wat hierdie skool nog opgelewer het. Ja, dankie Retief. Daar was verskeie mooi uitslae vir albei ons onder 17 dae in eerste span in die verlede wat op SA Top Schools gaan deelneem het. Maar een span wat vir my uitstaan is die 2017 eerste span van Garsfontein. As ek vinnig net dalk hulle stats kan gee, hulle 42 wedstryde gespeel in die seisoen, 36 van die 42 gewen. Hulle het 1339 doele aangeteken en net 880 teen hulle. Toernooie wat hulle gewen het, by die Klooftoernooi het hulle op een dag
teen 3 van die beste spanne in die land gespeel wat Sentraal, Oranje en Parel Gymnasium was. Hulle het al die span op die dag afgedraf met pragtige netbal. Dan by die affietoernooi, die prestige toernooi wat ons elke jaar bywoon, was hulle die wenners gewees. Janie Berg is ook daar aangewys toe as die speler van die toernooi. By die Tuksreeks was hulle naaswenners. By die Coke toernooi wat almal weet van in Potchefstroom was hulle naaswenners. Dan by die Gauteng kampioenskappe het hulle in die top 5 geëindig. By die nasionale kampioenskap het hulle ook in die top 5 geëindig. En dan 'n besonderse prestasie ook is die Schools of Netball website het hulle dan op die ranglys vir die jaar as die nommer 3 span in die land ook gerank. Dan 'n paar individuele prestasies. Andile Tombeni en Janie Berg het Gauteng klere verwerf in die jaar ook. Saam met dit het Janie Berg dan ook die top 35 oefengroep gehaal by die nasionale kampioenskap. Daarna was sy ook suksesvol en het sy die SA skolespan gehaal. Sy is ook die Gauteng se speler van die jaar aangewys in daai jaar. Sy het ook intussen vir die SA 120 span gespeel. Sy speel tans by Tuks en sy het ook verlede jaar 'n verskyning gemaak vir die welbekende Jaggers wat die Telkom National League kampioene is vir senior netbal. Dan het terwille van balans oor die span, van die 8 matrieks wat daar in die span was, het ook uitsonderlik op akademiese vlak presteer en het 26 onderskeidings tussen hulle 8 wat absoluut fantasties is. So vir hierdie eerste span wil ek net sê, julle het Garsie verskriklik trots gemaak en ek dink Hoërskool Garsfontein sal eer julle daarvoor. 2017 is verseker 'n jaar om te onthou. Ons eerste span is 'n baie spesiale span vir my gewees. Buiten die feit dat ons baie goed op die baan presteer het, was ons 'n eenheid gewees. Op die baan asook van die baan af. Ons het 'n liefde vir mekaar gehad en 'n bond wat onbreekbaar was. En ek voel dit was ons X-faktor gewees. Niemand het ooit hulle eie belange bo die ander gesit nie. Asook nie bo die span se belange gesit nie. Ons het ook nooit opgegee nie, maak nie saak hoe taaf dit was nie, maak nie saak hoe moeilik dit geraak het nie. Ons het altyd vir mekaar gespeel en mekaar gehelp as dit moeilik geraak het. Dan ons afrigters. Ons is baie bevoorreg om die afrigters te kon hê wat ons gehad het. Hulle was baie meer as net afrigters vir ons gewees. Hulle wou altyd net die beste vir elkeen van ons gehad het. Ons het hulle vreeslik baie geniet en hulle het 'n baie spesiale plek in elkeen van ons harte. Ons ouers was great gewees, hulle was altyd daar, altyd seker gemaak ons magies is vol. Maar eintlik die belangrikste van alles was wat ek voel is, die Here was die middelpunt van ons span gewees. Hy was altyd daar en dit was as gevolg van hom wat ons kon bereik wat ons bereik het en omdat ons so goed presteer het. Dit was my 'n groot voorreg om in Hoërskool Garsfontein te wees. Dit het ook vir my baie deure oopgemaak. Soos byvoorbeeld in 2017 het ek die geleentheid gehad om in Fiji te gaan netbal speel vir die SA skolespan. En dit was baie harde netbal gewees, maar ek het ook baie daarso geleer. Dit was my baie groot voorreg om in Hoërskool Garsfontein te wees. Ek het dit vreeslik geniet. En dan vir al die ander garsies daar buite wil ek ook net sê, baie sterkte in hierdie tyd. Ek weet, meeste van julle voel dalk frustreerd en het geen motivering in hierdie moeilike tyd nie. Maar ek wil julle net herinner, onthou net, God is in beheer van alles. En ons moet hom nou vertrou. Dis nou die tyd. Moenie hoop of moed verloor nie. Dinge gaan weer beter. Coach Malan Morkel, ons direkteur van cricket, gaan met ons deel sy hoogtepunt in sy tyd by Garsies. Dankie Retief. Ja, ek is 'n geruime tyd deel van Hoërskool Garsfontein. Dit is 'n voorreg om deel te kan wees van my skool. In my tyd betrokke by die skool het ek verskeie hoogtepunte beleef. Die reus wat hy vandag is. Daar is heelwat hoogtepunte. Die ontwikkeling van ons fasiliteite oor die jare, die prestasie van spanne en merkwaardige individuele prestasies. Maar as ek een moet uitsonder, sal dit die verowering van die Noordvaal Trofee in 2018 wees. Die kompetisie het vroeër jare as die direkteursbeker bekend gestaan en is oor 100 jaar oud. Ons eerste span onder leiding van coach Elmar Dori het op die dag 'n baie sterk span van Waterkloof in 'n halbyt wedstryd geklop.
Garsie moes 247 lopies kry en ons het die telling in die laaste balbeurt met 8 paaltjies plat verbygesteek. Hier is 'n paar foto's en ook 'n kort video van die dag en die oorwinning wat wys wat die oorwinning nie net vir die seuns nie, maar ook vir ons hoof meneer Bandjies beteken het. Mag Garsies van krag tot krag gaan. Ek het 'n paar legendes die vraag gaan vra, wat sou jy sê om die bok te dra? 'n Paar wyse woorde vanuit die hart, wat die bok inspireer en wat hy saam kan vat. Ek het vroegdag vertrek na ou bakkies, in die bosveld het hy vir my gewag. Hy het my vriendelik ontvang met 'n koppie koffie en my vertel hoe hy die bok verlang. My boodskap aan die bokke is, manne gaan verdien respek onder mekaar as een span. Maak jouself en ons nasie trots, wat bankvas agter julle staan om die wêreldbeker terug huis toe te bring. Hy gaan saam, as die bokke vertrek oor die see. Hy gaan saam. Karen Strauss gaan met ons deel 'n braaigeheim en vanaand het sy 'n hoender op die vuur. Vanaand deel ek met julle my gebraaide hoender resep met lekker kruie. Ek het sommer klaar 'n hele hoender gevat en hom in 'n flatty verander. So vir die wat nie weet hoe dit is nie, dis maar net die hoender, jy sny hom lekker oop en dan knak jy hom lekker op die litte, laat hy lekker plat is en dan moet jy ook natuurlik hier by die vlekkies oopsny, laat jy hom lekker hier kan insit dat hy ook hitte kan kry. So al wat ons gebruik, ek het lekker timie gevat, ek het roosmaryn gevat, pietersielie, mintblare en dit lyk vir my en oregano. Sommige varsie uit my eie kruietuin het ek gepluk en ek het dit lekker klein fyn gesnipper en saam met dit gaan ek nou olyfolie meng en dit is sommer ons eie olyfolie wat ons klaar ingemaak het. Dis 'n olyfolie met knoffelgeur wat ons dan gaan bygooi sonder die knoffel en dan saam met dit gaan ons 'n lekker vars suurlemoen gou-gou daar indruk. En dan in die proses het ek gou-gou 'n bietjie koriander en sout en peper bietjie fyn gemaak. En dit gooi ek dan ook in my mengsel. En dan meng ek alles baie lekker saam. Goed, ek dink ons begin eers met die onderkant van die hoender. Dan gaan ek gou-gou net hierdie marinade. Dan smeer ons hom baie lekker in met hierdie marinade. Jy hoef nie al die marinade nou op te gebruik nie, want deur die braaiproses gaan jy waarskynlik weer 1 of 2 keer net so bietjie die kante smeer. So hou maar so klein bietjie oor vir dit. Sy maak seker die oral in die gaatjies en in die vlekkies en in die duitjies oral het jy hom lekker gesmeer. En dit is hoe maklik dit is en dan kan jy hom lekker net bietjie met 'n bietjie sout bietjie meng en dan braai jy hom oor gemiddelde kole, nie te warm nie en dan is dit baie makliker as jy hom in 'n toefa rooster dalk sit en hy gaan jou so 40 minute na 'n uur toe vat afhangende van hoe groot jou hoender is. So geniet dit. Ons gaan dit vanaand net met 'n lekker slaai geniet net want ons het reeds te veel geëet met die lockdown, so ons vang net 'n slaaitjie. Geniet dit. Ek hoop julle probeer dit. Nou ja, ons het aan die einde gekom van vanaand se program. Ons het 'n kompetisievraag. As jy weet wie in 1989 die heel eerste Beere rugby kaptein was, dan kan jy die antwoord SMS aan 082-511-401. Die wenner gaan 'n R100 geskenkbewys wen by die Garsie Deli sodra die skool weer heropen. En dan sluit ons af. Garsies, ons sê vir julle, wees gesond, wees veilig en ons sien mekaar binnekort weer by die skool.